7. We pray that God is going to bless us today as we worship together. We're going to start with our song service. I think we can just bow our heads for a short prayer. Our kind and loving Father, we want to thank you for the blessings of another Sabbath day, dear Lord. As we lift our voices to give you praise at this time, we pray that you will bless us and that you will bless, accept our gift that we are offering to you. This we ask in Jesus' name. Amen. We can start off by singing Just Over the Mountains. I think it's called We Are Nearing Home. All the verses. All the verses.
before we start our service. Ons aanbid U as die skepper van hemel en die aarde. Dankie dat U 'n God van liefde is. Dankie dat U Jesus na hierdie aarde toe gestuur het om vir ons die karakter van die Vader te demonstreer. Dankie vir 'n rusdag. Ons bid vir vergifnis vir ons vrese, ons selfsug, en ons vra dat U dit sal verander in liefde en vertroue. Dat ons U sal lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, en ons naaste soos onsself. Dat ons U sal vertrou in hierdie tye. Ons bid dat U ons sal reinig. Ons weet U is besig om die bruid gereed te maak vir U wederkoms. So ondersoek ons, ken ons harte, toets ons angstige gedagtes. Kyk of daar enige sonde in ons lewens is, sodat ons dit kan bely en laat staan terwyl daar tyd is. Ons bid Vader vir die uitstorting van die Heilige Gees. En ons bid dat U vir ons die karakter sal gee. Wees met ons verrigtinge vandag, stel die Heilige Gees op ons uit. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Van nummer 413. Kom ons terug by staande saam. Oh,
So ons gaan 'n bietjie praat oor geestelike oorlogvoering. As ons laas, ek weet nie of julle kan onthou dat ek laas hier was nie, het ek ook begin daarmee, so ek gaan nou net aan daarmee. Ons versie is 2 Korintiërs 10 vanaf vers 5. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. So die oorlog is teen die kennis van God. Oorlog is teen die kennis van God, nie oor die Sabbat nie. Die oorlog is teen die kennis van God. Ken ons God regtig? Die wat gereed gaan wees vir Jesus se koms, is mense wat hulle Skepper ken. Nie mense wat die Sabbat hou nie. Mense wat die Sabbat gehou het en Jesus doodgemaak. Is dit so? Ja. So ons moet ons goed ken. So ons gaan nou na aanval nommer 4 toe. Aanval nommer 4. Nog aan. Aanval nommer 4. Blinde geloof. Baie Christene sê, julle kan aangaan hoor. Baie Christene sê, ek weet dat ek weet dat ek weet dat ek weet. Wat weet hulle? Hulle sê nooit wat hulle weet nie, maar hulle weet dat hulle weet dat hulle weet dat hulle weet. En hulle geloof in dit wat hulle weet. Maar wat weet hulle? Die wetenskaplike tydskrifte kritiseer die Christene omdat hulle dinge glo in geloof en dat hulle nie bewyse het vir dit wat hulle glo nie. Mark Twain het gesê, geloof is om te glo in dinge wat nie so is nie. Is dit wat geloof is? Glo ons 'n pie in the sky? Is ons geloof gebaseer op bewyse? Of is ons geloof gebaseer op dinge wat ons nie weet nie? Jy kan aangaan. In hierdie oorlog tussen Jesus en Satan, hoeveel waarheid is aan Satan se kant? Nou, hoeveel waarheid is aan God se kant? Alles. So as jy Satan was, sal jy die mense moet dink en redeneer en na bewyse en waarheid soek? Of sal jy die mense moet dinge glo sonder bewyse en waarheid? Jy sal die mense moet net glo. Nee. Daar was 'n president in Amerika rukkie gelede wat opgestaan het en wat gesê het, ek het nie 'n verhouding met daardie vrou gehad. Julle kan my nog glo. Julle hoef nie ondersoek in te stel nie. Julle kan my net vra, julle hoef nie ondersoek in te stel nie. En toe staan Monica op en sy het gesê, julle het nie nodig om ondersoek in te stel nie. Ek gaan vir julle my rok gee en die bewyse gaan in daai rok wees. As julle dit doen, gaan die bewyse vir onsself praat. So al die bewyse is aan God se kant. Hy het nog nooit vir ons gevra om te glo sonder bewyse nie. Hy wil hê ons moet dink en hy wil hê ons moet die waarheid soek. Soek my en julle sal my vind. God wil nie hê ons moet glo sonder bewyse nie. Ek het een keer gelees, ons het nie geloof nodig om te glo die lig is bokant ons nie, want ons kan net opkyk en ons kan die lig sien. Maar ons het geloof nodig om in God te glo wat agter die lig is, want ons kan hom nie sien. Wel, as dit regtig die ware definisie van geloof is, dink 'n bietjie aan die wederkoms van Jesus, want ons gaan almal fisies vir Jesus sien op die wolke kom. Gaan ons dan sê, ek het geloof in U gehad,
bewys van die dinge wat ons nie sien. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So hoe verstaan ons dit? Ons kan dit ook vertaal met geloof is om te verstaan die dinge waarop ons bou. Dis 'n bewys van die dinge wat ons nog nie gesien het. So God, sy karakter, sy metodes, die waarheid wat hy kom openbaar het. Hoe meer ons dit verstaan, hoe meer gaan ons geloof groei. Maak dit vir julle sin. Verdeel jou, jy het 'n kind in graad 1 en jy het vir jou kind 'n persent gekoop. Jy het baie mooi toegedraai, jy het dit in jou slaapkamer in die kas gewerk, en toe jou kind by die huis kom van die skool af, sê jy van, mamma het vir jou 'n verrassing, papa het vir jou 'n verrassing, ons het vir jou 'n persent gekoop, dis in die kas in ons slaapkamer, gaan haal dit gou. Dink jy jou kind gaan hardloop? Verseker, gaan jou kind op grond van enige fisiese bewyse van die geskenk hardloop? Nee. Hy het nog nooit die persent gesien. Terwyl die kind geen bewyse van die persent het nie, het die kind lewenslange bewys van jou betroubaar. So hy ken jou. So is ons geloof in ons hemelse Vader. Dis nie gaan nie oor die geskenke nie. Dit gaan nie oor die hemel wat vir ons wag nie, dit gaan nie oor die ewige lewe nie, dit gaan nie oor die kroon op ons koppe nie, dit gaan nie oor die pragtige huise nie, dit gaan nie oor die nuwe hemel en die nuwe aarde nie. Dis alles geskenke wat vir ons wag. Al hierdie dinge is maar net ons persente. Ons het nie bewyse dat hulle daar is nie. Maar ons geloof is nie in die persente nie. Ons geloof is in die Een wat ons hierdie dinge beloof het. Ons het oorvloed bewyse van God se bestaan, sy betroubaarheid. So ons geloof in God is nie sonder bewyse nie. Hy het vir ons gewys, hy is nie vir ons. Hy het sy seun gestuur om vir ons te kom wys wat is sy karakter. So ons geloof is gebaseer op bewyse wat hy gegee het. So terloops, terwyl jou kind hardloop om die geskenk te gaan haal, dink jy jou kind gaan in die gang stop en wonder, ek wonder of daar 'n geskenk gaan wees. Nee, die kind gaan nie in die gang stop nie, nee. Die kind gaan in die gang af hardloop en huppel. Nee, hy kan nie wag vir die geskenk nie. So hy het alreeds die geskenk ervaar, nog voor hy die geskenk gekry het. En dit moet ons Christelike ervaring wees. Ons kan nou reeds huppel en spring van opgewondenheid, want ons ken ons kenner. Ons het nie blinde geloof nie. Ons kan nie ons redeneer verloor af nie. Want dan gebeur dit dat ons dinge glo sonder bewyse. En dan glo ons allerhande nonsens. Ek weet nie of julle weet hoeveel nonsens word buite die Christelike wêreld verkondig. Dit verduister ons denke. Dit impeer ons redeneer vermoë. Ek weet nie wat gehad, ons het dit weg. Ons weier om dinge te glo sonder bewyse. Goed. Hoe gaan ons hierdie aanval van Satan verdedig? Sê bietjie vir my, is ons op die verdediging? Nee, is ons op die aanval? Ja, Satan verdedig, maar ons val aan. Dis hoekom hy vir ons 'n wapenrusting gegee het. So ons baseer ons geloof op bewyse. Die bewys van God se woord en die bewys van Jesus se lewe, dit wat hy geopenbaar het in sy karakter, dis ons bewyse. Dis nie 'n paai in die skaai nie. Goed, ons die aanslag van die Satan, weens oor God, nommer 1, ek het laas
jy dadelik gepraat. Eens oor God. Hy sê God is die harde vrede God wat jou straf en doodmaak as jy nou luister nie. En Jesus is die sagte liefdevolle God wat smeek by sy pa om ons genadig te wees. Dis lees, nee. Jesus het gesê, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Ons is een. Teenstrydige gelowe. Jy kan nie sê kookwater is my skuld nie. Jy kan nie sê God van liefde brand jou vir ewig in die hel. Simbole sonder betekenis. Ons aanbid nie die simbole nie. Die bloed van Jesus, ons het net nou gesing, bloed, die bloed, die bloed. Wat beteken die bloed van Jesus? Sy lewe. Dis wat dit beteken. Hy het sy lewe vir ons gegee. Blinde geloof het ons nou oor gepraat en dan nog 'n aanslag van Satan is om jou oordeel oor te gee aan ander. Jy laat ander vir jou dink. Jy laat ander vir jou besluit. Michelle het haar Bybel saam met iemand bestudeer. Dikwels het die vriend nuwe waarhede uit die Bybel aangebied. Michelle het elke keer gesê, ag nee, wat ek glo dit nie reg nie. En die vriend het dan gevra, maar help my te verstaan hoekom jy dit nie glo nie, want dit is so duidelik in die Bybel. Michelle het geantwoord, my ouma is 'n baie godvreesende vrou. Sy was sag, sy was nederig, sy was liefdevol, maar my ouma het dit nie geglo nie. Ek kan nie glo dat my ouma sal hel toe gaan omdat sy dit nie geglo het. As het goed genoeg was vir my ouma, is het goed genoeg vir my. Het Michelle vir haarself gedink? Of het sy geglo wat haar ouma glo? Sy het nie vir haarself gedink. Sy het haar denke afgespaar. Ek glo wat my ouma glo. Sy het die skakel of die ingang waardeur waarheid na ons toe kom afgespaar. Die waarheid kan nie in haar gedagtes inkom nie. Miskien doen ons dit met ons ouers, miskien doen ons dit met ons predikant, miskien doen ons dit met die konferensiepresident, miskien doen ons dit met die kerk, die offisiële liggaam, miskien doen ons dit met die 28 fundamentele beginsels, miskien kyk ons na ander autoriteit. Ons kyk na 'n ander brein om ons besluite vir ons te neem. En dit is so gevaarlik is dit. Jesaja 1 vers 18 sê, kom, laat ons die saak uitmaak. God vra jou om vir jouself te dink. Jesus het vir sy disippels gesê, Johannes 15 vers 15, ek noem julle nie meer slawe nie, ek noem julle nou vriende, want slawe weet nie wat sy meester doen nie. Jesus nooi ons, verstaan vir God, verstaan sy metodes, verstaan sy beginsels. Ons moet verstaan wat God deurmaak. Ons moet verstaan wat God probeer bereik. Hoekom hy besigheid doen en hoe hy besigheid doen. Romeine 14 vers 5. Elke persoon moet in sy eie gedagtes oortuig wees. Hebreërs 5 vers 14. Die volwasse Christen is die een wat deur oefening die vermoë om te onderskei tussen reg en verkeerd. Die volwasse Christen is die persoon wat vir homself kan dink, wat vir homself kan onderskei, dis reg en dis verkeerd. Ons moet vir onsself dink, moenie dat jou predikant vir jou dink, maak dit sin vir jou. As jy dinge doen, eenvoudig omdat jy so gesê is, volgens enige onderwerp, jy het dit nooit vir jouself deurgedink nie. Jy het nooit tot jou eie gevolgtrekkings gedoen. Jy doen dit net, want dit is wat jy nog altyd aangesê is om te doen. Besef jy, dat dit dan nie deel is van jou karakter. Verbeel jou, jy borsel jou tande, want my ma het gesê ek moet my tande borsel. Sê, jy is nou 'n groot vrou, hoekom borsel jy jou tande? My ma het so gesê. Dan wil ek sê, ons moet groot word. Ek borsel tande, want ek weet nou hoekom moet ek tande borsel, dat my tandvleis gesond kan wees.
So ons moet altyd die rede verstaan hoekom ons dinge doen. Baie mense sê, ek doen dit, want dit staan in die Bybel. Maar hulle het nooit gegroei om te verstaan hoekom wil God dit moet ons doen. Hy wil hê ons moet dink. Hy wil hê ons moet volwasse Christene word. So as jy nie verstaan hoekom nie, is die kans groot dat jy kan ophou. My ma's nou nie meer hier om na my te kyk en sê, ek gaan nou nie meer my tande boos. Die kans is groot dat jy dalk kan ophou tande boos, want dit is nie deel van jou. En dit is waarvan ons geestelike geloof. Hoekom gaan jy op 'n Sabbatkerk toe? My ma het so gesê. Dit is die regte dag. Is dit nog van jou karakter? Verstaan jy hoekom ons op 'n Sabbatkerk toe gaan? Die Bybel sê dit klaar oor dit. Is dit hoekom ons op 'n Sabbatkerk toe gaan? Is dit hoe God wil hê ons moet hom gehoorsaam? Hy sê, ek noem julle nie meer slawe nie. Ek noem julle nou vriende. Hoe gehoorsaam is slaaf? Ja, baas. Jy sê so, ek doen wat jy sê. God wil nie ons moet so gehoorsaam wees nie. God wil hê ons moet verstaan hoekom ons dinge doen. Dis hoekom dit belangrik is om vir julle kinders te leer, hoekom doen ons sekere goed? Want dan verstaan hulle. Dan gaan jy nie so, hoekom kry ons so baie rebellie in die kerk? Want die kinders verstaan nie hoekom. Die ouers het nooit hulle kinders geleer, hoekom? Ons gaan kerk toe, want dit gaan oor vriendskap met God. Ons wil tyd met hom spandeer. Nog 'n aanslag van die Satan. Ja, skus. Hoe gaan ons hierdie aanslag van die Satan hanteer? Jy moet altyd vir jouself dink en jy moet altyd na die waarheid soek. Dink vir jouself. Moenie sê hierdie predikant het dit gesê, daai een het dit gesê, daai een het dit gesê. Nee, gaan ondersoek vir jouself. Dink vir jouself. Gaan op jou knieë vra vir God om vir jou te help. Goed, aanslag nommer 1 was leuns oor God. Aanslag nommer 2, antitetiese verhoudings. Aanslag 3, simbole sonder betekenis. Ek was hierdie week by Bybelstudie, nou doen hulle ons nagmaal. Ons sê sy, hierdie is die fisiese brood, dis die liggaam van Christus. Hierdie is sy bloed. Is dit so? Nee. Die simbool het 'n betekenis en ons moet die betekenisse van die simbole verstaan. Dis nie fisies sy liggaam, dis nie kannibalisme nie. Aanslag nommer 4 is blinde geloof. Nee, ons het bewyse vir ons geloof. Aanslag 5, ons laat niemand anders vir ons dink. Ons dink vir onsself. Aanslag 6, dit is baie belangrike ding, emosionalisme. Met ander woorde, jou gevoelens wat onder moet wees is bo. Jou brein is omgekeerd. Jy leef uit jou gevoelens uit. Jakobus 1:13 sê, laat niemand as hy 'n versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie en self versoek hy niemand nie. So wie versoek ons? Ons eie begeertes. Ons gevoelens lei ons in versoeking in. Galasiërs 5:22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. So waarvan word die gepraat? Dis die vrug van die Heilige Gees. So wat is die karaktertrekke wat ons sal ontwikkel? En ek kan die volgende las. Wat is die karaktertrekke wat iemand sal hê wat gevul is met die Heilige Gees? Ons sal die vrug van die Gees uitdra. Dit is wanneer ons toelaat as die Heilige Gees in ons werk, dan sal ons so lyk soos die vrug van die Gees. Vreugde, vrede, vriendelikheid, goedheid, geloof,
geduld, liefde, nederigheid en dan die belangrikste een, selfbeheers. Die belangrikste een, selfbeheers. Wanneer die Heilige Gees oorneem in jou lewe, het jy selfbeheersing. Ons raak nooit buite beheer. Ons verloor nooit beheer. Ons val nie meer soos 'n vis op die grond nie. Wanneer die Heilige Gees oor ons kom, hoe weet ons dit? Kyk na die vers, kom ons kyk na die bewyse, is daar bewyse? Jesus het self gesê, dit is die persoon wat Jesus gesê het, meer van die Heilige Gees in hom gehad as iemand anders. Wie was dit? Johannes die Doper. Het Johannes die Doper ooit beheer van homself verloor? Nie een keer nie. Dit het nooit gebeur, maar Jesus, wat nog meer van die Heilige Gees in hom gehad het as Johannes die Doper, het Jesus ooit neergeval op die grond? Nee. So ons het bewyse. Die resultaat van geestelike ervarings waar die Heilige Gees besig is om te werk, is nie om neer te val op die grond nie. Dis 'n transformasie van jou karakter. Om soos Jesus te wees. Ek was eers so, ek het gegil en geskree op almal. Nou is ek sag en geduldig. Ek word nie meer kwaad nie. Jy het groter en groter onderskeidingsvermoë. Daar's meer en meer selfbeheers. Nou wat nou van ons emosies? Hoe was hulle in die prentjie in? Hoe is hulle deel van hierdie proses? Onthou julle op die pad na Emmaus, die 2 manne en die 2 disippels, hulle was moedeloos, hulle loop langs die pad en Jesus begin met hulle praat. Hulle het nie geweet dis Jesus nie. Hy vat hulle deur die bewyse in die Bybel. Al die gedeeltes wat verband hou met die werk wat die Messias sou doen, wat hy sou bereik. Dis toe hulle later vir hulle self sê, ons harte was brandend toe ons die waarheid wat in die Bybel was, verstaan. Daardie aha oomblik. Het julle ooit so ervaring gehad? Ek verstaan nou, ek eers nie verstaan. Yes, nou verstaan ek. Jy het 'n wiskundige probleem gehad, miskien op skool. Miskien het jy probeer om 'n sekere saak te verstaan. Jy doen Bybelstudie, jy probeer iets verstaan, ek verstaan nie. En dan ewe skielik af van die lig af. Ek het al ooit so oomblik gehad. Yes, nou verstaan ek. Dit is so lekker. Dit voel heerlik. Ons is mal oor daardie aha-oomblikke. Maar Satan het baie mense mislei om nie so gevoel daar te jaag ten koste van die waarheid. Baie mense jaag na hierdie ervarings, hulle wil hierdie gevoel die hele tyd hê. Hulle kry nie waarheid nie. Daar's geen waarheid nie, daar's geen lig. Hulle leef net uit hierdie yes. Hierdie gevoel is so lekker. Hulle maak die gedagtes en die ingang toe vir transformasie. Ek wil vir julle vertel van spiritualisme. Daar's 'n draad wat deur dit gaan, die hele tyd. As jy hierdie draad soek, gaan jy dit dadelik identifiseer. Of dit nou voodoo, heksery, telepate, palmlesery, astrologie, Ouija-borde, seanses, enige iets onder die masker van die Heilige Gees in kerke. Wat is die draad wat deur dit alles loop? Dis 'n soeke na kennis. Hulle wil iets weet. Dis hoekom hulle gaan. Hulle soek bewyse. Sonder om daaroor te dink. So, hoekom gaan iemand na 'n telepaatleser toe? Hoekom gaan iemand na mense toe wat hulle palms lees, wat die horoskoop lees in die astrologie? Want hulle wil iets weet. Hulle soek kennis.
Hulle wil weet of hulle hierdie werk moet vat of nie. Hulle wil weet of hulle met hierdie man moet trou of nie. Hulle wil weet, hoekom gaan mense na seanses toe? Hulle wil inligting hê en hulle wil weet wat gaan ander kant aan. Hulle wil iets weet, hulle wil inligting. Maar hulle skakel hulle redeneer verloor af. Hulle ondersoek nie die bewyse wat God vir ons gegee het in die Bybel. Wanneer jy geestelike ervaring sien in kerke, wat boodskappe gee, kennis, sonder die Bybelse bewyse, sonder om dit te ondersoek, en wat jou redeneer verloor afskakel om jy in die lig te sien, dan kan jy seker wees, dis valse gees, wat onder die masker van die Heilige Gees kom. Godsdienste wat domineer deur emosionalisme, die gevoel, daai lekker gevoel, hulle maak die deur toe vir waarheid. Ek dink julle weet almal waarvan ek praat, nee, wat in ander kerke aangaan. So, hoe gaan ons hierdie aanslag verdedig? Jy gaan vir jouself dink, jy gaan die bewyse vir jouself ondersoek, het Jesus ook neergeval soos 'n vis neer. En jy gaan met jou eie oordeel, gaan jy vir jouself dink. So, ons moet redeneer, ek is vir my tyd. Ek dink ek gaan net iets verstaan. Julle het dit nou. Die aanslag nommer 7 is 'n sondige lewe. Mense wat in sonde lewe. Skuld, baie mense sit met skuldgevoelens. Nee, want hulle het verkeerd goed gedoen. Hoe raak jy ontslaaf van skuldgevoelens? Jy bely dit, jy kom tot bekering, of jy sê, dis my dogter se skuld. Dis haar skuld. Ek gaan nie hemel toe, want sy het vir my verkeerde inligting gegee. Maak dit sin? Ons moet vir onsself dink, dankie.